gryp die persoon se hand langs jou en dan bid ons saam voor die skriflesing. Ons God wat met ons is, Here, ons bid dat hierdie woord vir ons vandag werklik betekenis kan dra. Ons weet, Here, U gee aan dit lewe en U gee aan dit betekenis. Maar ons vra, Here, dat U ons ontvanklik genoeg sal maak, dat dit nie net verbygaan nie. Dat dit nie iets sal wees wat ons mis nie, maar dat dit wel deel sal word van ons wese. Dat dit sal wortel skiet in ons harte en vrug dra in ons lewens, en dat dit die impak sal hê wat U daarvoor bestem het van die begin af. Here, U weet wat elkeen van ons nodig het. En ons vra dat U vanoggend tot ons harte sal spreek. Dat ons die geleentheid sal hê om te los wat ons moet los en op te neem dit wat ons moet opneem. Sodat ons hierdie week wat kom ook kan aanpak met die wete, ons het God se stem gehoor. Ons is reg vir die week en ons weet wat ons volgende moet doen. Ons bid, Here, hierdie is nie omdat ons oulik genoeg is daarvoor of goed genoeg is daarvoor nie. Hierdie is net uit U genade. En daarom kom ons ook en sê ons dankie vir hierdie geskenk en ontvang ons dit met oop arms. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Psalm 46. Psalm 46. Ons gaan die hele Psalm lees en bietjie kyk na die kernversie in vers 11. Wees stil en weet, ek is die Heer. 'n vers wat ons dalk al heel wat aangehaal het of goed ken of dalk het jy hom al in 'n paar kontekste gebruik, maar vanoggend wil ek hê ons moet vir 'n oomblik kyk na die Psalm en wat dit vir die skrywers en die lesers daarvan sou beteken en dan net so klein bietjie toepas op ons lewe. Want baie keer is ons stil wees en weet dat God is baie keer baie geforseer. Aan die een kant probeer ons met alles in ons stil wees, vergeet van wat was of wat besig is om te gebeur of wat die agtergrond daarin is. Ons forceer onsself amper om te probeer stil word. Jy forceer die lawaai om jou. En dis nie heeltemal wat hierdie teksgedeelte bedoel nie. En daarmee saam probeer ons dan God ken, weet, genoeg verstaan. En as ek net genoeg kan verstaan van God, dan gaan dit dalk vir my makliker gaan. En dis ook nie wat hierdie teksgedeelte in gedagte het nie. Wanneer ons die geleentheid het om 'n teksgedeelte te lees wat ons ken, dan is dit baie keer so dat mense oor detail lees wat andersins vir jou sou uitstaan. So ek wil jou regtig uitnooi dat wanneer ons hierdie teksgedeelte lees elke woord asof vir die eerste keer. Moenie die patroon en die sin in jou kop klaarmaak nie. Lees reeltjie vir reeltjie. En kom ons kyk wat spring hier uit. Ons begin by Psalm 46. Dit sê, vir die koorleier van die Koragiete, op die wysie van jong vroue, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skyn die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help, nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Sela. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorlog oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreek hy. Spiese slaan hy stikkend. Oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Sela. Ons lees net tot sover. Nou, hierdie teksgedeelte, hierdie Psalm,
het 'n beeld wat dit skets. En ek wil hê ons moet net eers vir 'n oomblik vas staan by die beeld. Want hier's twee rolspelers in hierdie Psalm. Dis natuur en die natuurlike omgewing en hierdie mense se vyande. En dit is twee aspekte van hulle lewens, van die Israeliete se lewens, van enigiemand se lewe van hierdie tyd, wat onbeheersd was. Dit kon nie gekontroleer word nie, dit kon nie beheer word nie, dit kon nie altyd bepaal word nie. Dink maar aan die natuur. Hoeveel mag het jy oor die see? Wat kan jy doen wanneer 'n brander na jou toe aankom? En dit was hulle ervaring. Ons het nie beheer oor reën en wind nie. Ons het nie beheer oor die see nie, of oor aardbewings of vulkane nie. Ons het nie beheer oor storms en natuurrampe nie. Dis iets wat totaal en al buite ons beheer was. En so natuurverskynsels soos dit was gewoonlik geklassifiseer as deel van of God se krag en God se woede wat uitgebeeld word, of as jy nie 'n gelowige was nie, het dit te doen gehad met watter God jy ook al aanbid, se krag en mag. Maar dit was 'n toon van mag, iets wat mense net eenvoudig nie kon beheer nie. Dit het met jou gebeur. En so die beste wat jy kon doen is om te probeer verskoning vra as jy iets teenoor God verkeerd gedoen het in hulle siening, of om afgod, watter een dit ook al is, te probeer gelukkig kry. Maar dit was altyd buite hulle beheer. Dan daarmee saam is vyande ook 'n ding wat buite jou beheer is. Jy kan probeer ooreenkomste aangaan en 'n verband op een of ander manier sluit. Jy kan probeer om vrede te bewaar en hulle rustig te hou, maar op die ou end gaan jou vyand besluit wat jou vyand besluit. En vir die Israeliete was dit in elk geval 'n moeilike ding reg deur hulle geskiedenis, want vir meeste van die tyd was die Israeliete in die middel van konfliknasies. En oorlog het hulle geken. So in hierdie gedeelte is daar twee goed wat totaal en al buite hulle beheer was. En wanneer die psalmdigter hier skryf, dan vertel hy hoe God beheer neem daaroor. Selfs al druis die waters, en al skeer die aarde oop en wankel die berge, nog steeds is God daar. En selfs tussen dit is God teenwoordig. Daar's 'n prentjie wat geskets word, dat hierdie natuurverskynsels is buite menslike beheer, maar nie buite God se beheer nie. En dan word die volgende gedeelte daarvan geskets, en ek wil hê julle moet hierdie mooi hoor, aan die vyande kant ook. Sien, hier eindig God oorlog. Spiese word gebreek, strydwaans word verbrand, maar kom jy agter dat nêrens in daai prentjie sê dit, en God moet veg vir vrede nie. En dit is belangrik dat ons hierdie verstaan, want dink maar aan enige superheld film wat jy gesien het. Superhelde moet altyd aan die einde van die film hierdie verskriklike geveg meemaak. En hulle moet probeer en hulle bes te gee, en party van hulle maak dit dalk of maak dit dalk net nie, maar dis 'n geveg. En is nie hier so in hierdie Psalm nie. Dis so asof God dit moeiteloos kom doen. Die vyand staan nog reg en God kom breek net spiese. Steek die strydwaans aan die brand en skielik eindig die oorlog. Dis asof God eenvoudig moeiteloos werk met natuurverskynsels en moeiteloos werk met die vyand. En dis as gevolg van hierdie beginsel dat God beheer het oor die goed wat ons nie oor beheer het nie, dat die psalmdigter dan sê, bedaar, erken dat ek God is. Bedaar, erken dat ek God is. En hy gryp eintlik terug na Jesaja teks. Want in Jesaja 30 vers 15 staan daar, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Dis wat God aan die volk sê. So ek wil nou gou vir 'n oomblik hê. Hou hierdie prentjie van die Psalm in jou kop. En dan wil ek gou jou vra, watter aspekte van jou lewe voel buite beheer? En ons kan dit dalk selfs in dieselfde kategorieë plaas. As jy dink aan jou vyande, dan is dit die goed wat jy dalk kan baas raak, dalk die uitkoms van so bietjie bestuur, maar dis nog steeds 'n uitdagende situasie.
dalk is dit 'n verhouding, of dalk is dit 'n werksomstandigheid, of wat ook al dit mag wees vir die oomblik. Kry dit bietjie in jou gedagtes. En dan gaan jou nie probeer voorsê wat dit moet wees nie, want ek is seker, soos wat ons hieroor praat, het elkeen alreeds iets soos dit in gedagte. En dan kan ons die natuurrampe gedeelte dalk in die kategorie plaas van die goed wat totaal en al buite ons beheer is. Dit mag jou gesondheid dalk wees. Of dit mag dalk wees dat iemand van jou iets gevat of gesteel het, of dat jy iemand verloor het, 'n verlies in jou lewe. Wat ook al dit mag wees, hou gou vir 'n oomblik daai goed voor jou. Dit kan emosioneel van aard wees, dit kan psigies van aard wees, dit kan fisies van aard wees. Hou dit net gou vas. Wat maak dit met jou? Hoeveel angs maak dit in jou los? Of dalk moet ek eerder sê, hoeveel slapelose nagte het jy al reeds daaroor gehad? Hoeveel keer het jy al reeds daaroor gewonder of al reeds daaroor gestres? Hoeveel keer het jy al reeds 'n knop op jou maag daaroor gehad? Want dit is so, stres gaan sit in ons lyf. Stres word 'n katalisator. Dis dit wat baie keer van ons siek wees sneller. Stres. So hierdie angs, hierdie stres, hierdie vrees, dis nie iets wat God vir jou gegee het en gesê het, hier's 'n geskenkpakkie vir jou nie. So ek en jy weet, dit pas nie. En aangesien ons weet dat dit ons gesondheid aantas, en ons menswees aantas, en ons funksionering aantas, en ons verhoudings aantas, dan ergens moet ons iets hiermee maak. En so wat ons baie keer doen is, wanneer ons hierdie teksgedeelte lees, wees stil en weet, bedaar en erken, dan probeer ons onsself bedwing om stil te raak, en ons probeer net harder op God fokus. En ironies genoeg, meeste van die tyd veroorsaak dit meer spanning, want ek kry net nie geglo nie, en ek kry net nie in God gerus nie. Wanneer hierdie woorde gebruik word, bedaar, of soos party vertalings dit sê, wees stil. Daai woordjie se oorsprong lê in laat gaan. Laat gaan. Laat gaan van dit waaraan jy vashou. Dis nie 'n probeer die lawaai om jou uitblok nie. Dis laat gaan van die ding wat jou angs veroorsaak. Laat gaan van dit wat jou spanning opjaag. Laat gaan van dit wat jy probeer vashou. En ons kan eintlik maar vir mekaar sê dat meeste van die tyd hou ons aan iets vas omdat ons die uitkoms daarvan probeer beheer. As ek aan hierdie ding kan vashou en ek kan net probeer maal oor hoe om hier uit te kom, dan kan ek dalk 'n uitkoms daaruit kry. Of dalk sien jy net nie 'n uitkoms nie, maar ons kolk onsself hierin. Partykeer in die verlies, in die feit dat ons iemand verloor het of dat iets van ons gevat is, dan hak ons ook vas in hierdie ek hou vas. Ek hou vas aan dit wat met my gebeur het, ek hou vas aan die seer, ek hou vas aan die belewenis daarvan. En dis net elke keer 'n poging om of die uitkoms daarvan te beheer of te eintlik, alhoewel ons weet ons dit nie kan doen nie, tyd te probeer terugdraai. As ons net praat oor verlies, dink maar aan die tipe vraag van as ek dit net vroeër geweet het, of as ek nie hierdie dag daai besluit geneem het nie, of as ek vinniger gereageer het, of as ek vroeër die vraag gevra het, of as ek meer paraat was. Dis alles pogings om nie net 'n uitkoms te beheer nie, maar te probeer tyd terugdraai. Alhoewel ons weet is nie moontlik nie. So sien julle dat hierdie situasie waarin ons altyd aan goed vashou, nie ons of enigiemand anders baat nie. En dis hoekom hierdie teks sê, laat gaan. Laat gaan. Ons gaan eers bedaar en stil word in ons laat gaan van die seer, van die twyfel, van die angs, van die vrees, van die situasie wat in elk geval buite ons beheer is. En dis waar ons kom dalk aan die ander kant van die muntstuk. Want baie keer wil ons ook nie laat gaan nie, want wat as God nie my gebed hoor nie? Wat as God nie vir my uitkoms gee nie? Wat as die uitkoms wat God vir my gee nie iets is wat ek kan hanteer nie? En so dis waar die tweede gedeelte van die muntstuk inkom. Erken of weet ek is die Here.
Erken het ons in hierdie vertaling gekry, en party vertalings praat hulle van en weet. Maar hierdie erken en hierdie weet is 'n harts erken en weet. Meeste keer wanneer ons in die Bybel oor erken en weet en kennis praat, dan is dit nie kopkennis nie, dis hartskennis. Baie keer in ons geloofslewe dan dink ons, as ek God kan verstaan, dan is dit vir my makliker. As ek net my kop rondom hierdie kan kry, as ek meer van God kan leer, as ek meer kan leer oor hoe God met hierdie werk, dan is dit vir my makliker. En dan hak ons vas met 'n kopkennis. Ek weet nie hoeveel van julle al probeer het om jou lewensmaat of selfs 'n vriend of 'n vriendin net teoreties te leer ken nie. Dit werk nie. Wanneer jy dink aan 'n vriend of 'n lewensmaat, dan kan jy weet wat hulle gunsteling klere is, of waarvan hulle hou, hoe hulle graag rus of afskakel. Maar daar's niks wat die gevoel vervang wanneer jy iets beleef, en in jou hart wens jy, hulle was hier om hierdie nou saam met jou te beleef, want hulle sou dit so geniet het. Dis 'n ken. Dis 'n ken. En dis die ken waarvan hier gepraat word. Nou daar's 'n baie duidelike rede hoekom die Bybel altyd praat van die God van Abraham, Isak en Jakob. As Moses moet gaan om met die Israeliete te praat, wie stuur om? Die ek is. En wie is die ek is? Dis die God van Abraham, Isak en Jakob. Hoekom? Hierdie stories is belangrik. Dit word 'n stuk geskiedenis. Wanneer ek en jy praat van die God van Abraham, Isak en Jakob, dan dink ons aan die God wat met Abraham gewerk het, ons dink aan die God wat met Isak gewerk het, ons dink aan die God wat met Jakob gewerk het. En in hierdie manier leer ons dat God met mense werk op hierdie manier. Dat hy altyd getrou is om op te daag, dat hy bereid is om na ons toe uit te reik, dat hy vir ons lief is. En so wanneer ons God wil leer ken, dan het ons baie keer nodig om onsself te herinner aan die verhale wat ek en jy het met God. Dalk is dit die uitdaging vir vanmiddag. Neem 'n paar oomblikke, gaan sit en dink oor die geleenthede waar jy God se hand in jou lewe gesien het. Herroep dit. Herinner jouself aan die kere waar jy gewonder het oor God se getrouheid en God het deurgekom. Waar God antwoord gegee het op gebede in sy tyd. En steeds was God getrou. Herroep daai. Gemeente, dis ook hoekom ons nodig het om met mekaar ons stories te deel. En baie keer is dit vir my hartseer dat ons wag vir 'n geleentheid dat ek uit 'n motorwrak moet uitstap waar niemand gedink het ek het gaan maak nie. En ek maak dit en dan vertel ek my storie. Ons wag baie keer vir 'n storie om indrukwekkend te wees in ons oë voordat ons dit vertel. In plaas van om te deel dat ek hierdie worsteling gehad het oor geloof en God het op hierdie manier dit geantwoord. Ek het hierdie situasie gehad en ek het God se vrede hierin beleef. Om ons stories op so 'n manier met mekaar te deel, ons ervarings met God, beteken dit gee weer vir iemand anders 'n verwysing van hoop. Dit word nog 'n punt van om God te leer ken. Nie net ken nie, maar ken. En so dis hoekom hierdie twee kante van die muntstuk die hele tyd met mekaar saamgaan. Bedaar en erken dat ek God is. Wees stil en weet dat ek God is. Met ander woorde, laat gaan van dit wat jy die hele tyd oor probeer beheer kry. Laat daarvan gaan. En hou vas in wie jy weet God vir my en vir jou is. 'n Oulike oefening wat ek gehoor het om iets soos hierdie prakties te doen, is om 'n klein boksie te vat en dit wat jy in God se hande gee op 'n papiertjie te skryf. Nou natuurlik gee ons hele lewe in God se hand. Hierdie is nou net gefokus op die situasies wat uitdagend is. So dalk is dit jou gesondheid of jou finansies of 'n familieverhouding of 'n situasie by die werk. En dan skryf jy dit neer op hierdie papiertjie en jy sit dit in die boks, want hierdie is jou en God se ooreenkoms dat wanneer jy dit hier vir God gee, dan gee jy dit vir God. So dan werk die reëling so, elke keer wat jy daaraan dink en daaroor top, dan is jy verplig om daai papiertjie uit die boksie te gaan haal. Jy mag nie oor hierdie situasie top
en wonder as jy nie papier uit die boksie gehaal het nie. En as jy getrou is met hierdie oefening, gaan jy agterkom hoeveel keer gee jy goed in God se hande en gaan haal jy dit net so vinnig weer uit sy hande uit. Hierdie oomblik gee ons 'n geleentheid om te leer om te laat gaan, en dan in plaas dat ek dit weer opneem, voordat ek die boksie oopmaak, te besef, maar dis nog steeds in God se hande. En hopelik in daai oomblik neem jy die besluit om dit net daar te los, want dis waar dit hoort. As ek en jy laat gaan, en weet wie God vir ons is, dan skuif ons perspektief voor 'n klomp goed. Dan kan ons ontslae raak van 'n klomp angs en stres, wat in meeste gevalle nie ons plek is om dit te dra nie. Dit is nie 'n geskenk van bo nie, die ruiling is juis iets anders. En ek hoop jy sien in hierdie proses, is ek besig om my probleem vir God se vrede te ruil. Ek is besig om my uitdaging, die goed wat in elk geval nie in my beheer is nie, te ruil vir God se vrede, vir God se teenwoordigheid, vir wie God vir my is. Gemeente, dis nie iets wat ons in een oogklap reg kry nie. Hierdie is iets wat ons moet oefen. Maar is so belangrik dat ons dit oefen. Want wat gebeur as ons nie hierdie ernstig opneem nie? Dan hoor ons wat in die wêreld aangaan en ons beleef dit wat om ons gebeur en ons hardloop net soos die res van die wêreld in paniek en in spanning rond. Sukkel om sin te probeer maak van die wêreld en ergens in dit is ons uitroep na God net help tog hier, help tog hier, help tog hier, en dis waar dit eindig. Nêrens daarin verkondig ek iets van God se teenwoordigheid of van God se vrede nie. Nêrens daarin kan ek self vrede en 'n agent van vrede wees nie, want ek het nie vrede nie. Ek is net so in hierdie malle gejaag vasgevang. Maar wanneer ek en jy leer om oor te gee aan God, te laat gaan en God te vertrou, te ken, dan het ons die geleentheid om in situasies waar almal om ons in paniek rondhardloop, lewe te spreek. Om te bid, daar waar gebed nodig is, om agente van vrede te wees, om iets van God se goedheid en guns te geniet te midde van 'n storm. Ek dink nie Jesaja 30 vers 15 sê verniet, julle krag lê in stil wees en in vertroue hê nie. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê nie. So ek daag jou uit vir hierdie week. Leer om te laat gaan. Jy gaan in elk geval nie die situasie waarin jy is, kan beheer nie. Dis nie binne jou beheer nie, as dit binne jou beheer was, kon jy dit al opgelos het en uitgesorteer het en dit is klaar. So aangesien jy dit nie kan oplos nie, daag ek jou uit. Laat dit gaan. Skud dit van jou lyf af. Sit dit in die hande van die een by wie dit veilig is. En in steede daarvan, rus in die wete vir wie God vir my en jou is. En as jy moet, herinner jouself 10 keer 'n dag, 50 keer 'n dag, 100 keer 'n dag aan hoe God jou liefhet. Ek herinner julle aan Martin Luther se gebruik. Martin Luther het gelei aan depressie. En daar is tekste en tekste en tekste wat hy geskryf het. Want wanneer Martin Luther gevoel het dat die depressie hom oorweldig, het hy gaan sit en al wat hy geskryf het is Martin, jy is gedoop. Martin, jy is gedoop. Dit was sy herinnering dat hy aan God behoort en niks kan hom uit God se hande ruk nie. Dalk het ek en jy nodig dan om onsself meer daaraan te herinner. En hoe ook al jou ritme gaan lyk en hoe ook al die manier hoe jy dit aanpak gaan lyk. Bedaar, laat gaan en erken dat hy God is. Amen. Gemeente, as 'n God wat ons so liefhet, bereid was om die duurste prys te betaal en sy enigste seun te gee, dink julle nie dat saam met dit, hy ook vir ons al die res sal gee wat ons nodig het nie? En daarom, gemeente, mag die God wat altyd met ons is,
Jesus wat die voorbeeld is van die Vader se liefde en die Gees wat ons leiding gee in alles. My en jou leer om te laat gaan en te rus, te weet dat ons God is. Amen.